Welkom terug by sessie 3 van 6 van die Bestes. Ons is so bly, julle is weer saam met ons. Ons glo hierdie 6 goed gaan jou lewe verander. Dis nie net goed wat van nou van toepassing is op jou lewe nie, dis goed wat jy kan toepas as jy eendag 50 is, 60 is. So, ons wil hierdie goed graag met julle deel. Ek, jy weet, het al gesien uit die woord uit en in mense se lewens in my eie lewe, dat hierdie goed het regtig die vermoë, hierdie 6 besluite, hierdie vermoë om alles te verander. En dis areas wat ons nie net een keer 'n verandering maak nie, maar konstant, jaarliks eintlik veranderings inmaak. So ek is so bly julle is met ons. Ek hoop teen hierdie tyd daai host vir julle nou al ietsie gegee om te eet, 'n quiche, die biltong, die cupcake. As nie, druk pause, sê ek wil nou koffie, ek wil nou tee hê. Ons wil hê 'n klein groep met 'n warm plek wees waar jy regtig sit en lewe saam doen as 'n groep mense. En jy weet, ek wil sommer vir julle 'n bietjie van my eerste klein groep vertel. Ek het 3 maande in my klein groep gesit, letterlik. Met ander woorde, dit is 12 weke voor ek, julle is by week 3, voor ek vir die eerste keer regtig my hart oopgemaak het. Jy moet nou nie my gebruik as 'n regverdiging vir die feit dat jy dit nie wil doen nie. Maar dit het vir my tyd gevat, maar dit was die ding wat die meeste verandering in my lewe gebring het. Die mense wat ek lewe saam mee gedoen het in my klein groep, is vandag nog my beste vriende. Dis die ouens wat alles van my ken, alles van my weet, wat my na die Here toe gelei het, wat my in my lewe ingespreek het, wat seker goed van my nie gevat het nie, wat, jy weet, ek voor die kwaadste nog was in my lewe. En ons het lewe saam gedoen, ons is net heeltyd in mekaar se hare, ons is heeltyd in mekaar se spasie. En ek wil vir jou sê, dalk is dit die 3de week en jy, soos jy's Gierie, nog so baie in my lewe regtig verander of gebeur in hierdie 3 weke nie. Dit vat tyd. Jy weet, verandering vat tyd en om saam te groei vat tyd, om mekaar te leer ken vat tyd. Ek weet, julle speel dalk doen 'n bietjie ysbrekers, leer mekaar ken, dalk ken julle mekaar al jare. Maar verandering en hierdie goed gebeur nie oornag nie, dit vat tyd. En ek wil vir julle sê, wees geduldig, geniet hierdie proses saam, en doen lewe saam. As julle as 'n groep besluit, hoorie, ons gaan selfs na hierdie 6 weke aangaan. En ons gaan hierdie jaar deurstap en ons wil sien dat groei, geestelik, emosioneel, jy weet, op watse area ook 'n verhoudingsgewys in ons almal se lewens plaasvind, beloof ek julle dit gaan. Want God is getrou en sy woord gaan nie leeg terugkeer nie en as julle die goed wat ons met julle deel en wat ons uit skrif uit sien toepas op jou lewe, gaan daar verandering wees en gaan daar lewe plaasvind uit jou lewe uit. Jy gaan 'n verskil begin maak, jy gaan 'n verskil sien. Jy gaan vakansie huis toe gaan jou ma gaan sê, wat met jou gebeur? Wat het oor jou lewe geloop? Dit is soos, ja, maar hierdie klein groepie ouens, hierdie DVD's, hier's goed wat gedeel word, wat my dat anders dink. Ek sien goed anders. En dis wat ek hoop, dis wat ek bid, dis regtig wat ek bid oor hierdie waarhede wat ons met julle deel, dat daai effek sal hê. Maar geniet die journey, okay? Dis iets wat oornag gebeur het, dis 'n journey, dit vat tyd. As jy reageer elke keer as jy voel, hey, hierdie ding, jy weet, hierdie waarhede, hierdie goed, praat met my, en jy reageer in eerlikheid op, beloof ek jou, gaan dit nie lank vat nie. So ons is opgewonde. Ek wil die 3de ding met julle deel. Die 3de ding is, wees in beheer van jou emosies. Dis die besluit wat jy moet neem, om in beheer van jou emosies te wees. Nou, ek dink een van die grootste wanpersepsies is die feit dat ons 'n slaaf is van wat ons voel. En nog hartseerder is dat, en dis wat ons verlede week gesê het, is dat ons soms wat ons voel, laat bepaal hoe ons besluite neem. Jeremia 17:9 sê, my heart is deceitful above all things, is misleidend, kan dit nie vertrou nie, ek jok gereeld vir myself, ek regverdig myself, my persepsies is soms nie reg nie, wat ek dink en voel en ervaar is soms nie regtig realiteit nie, wat ek glo is soms 'n leuen, en daarom het ek mense nodig, en ek het skrif 'n standaard nodig om my goed mee te meet, om my teen te meet, ek moet myself toets, ek moet toets of wat ek dink of wat ek voel, regtig waar is. So ek wil sommer rondom ons emosies met julle deel en ek wil julle aanmoedig om nie 'n slaaf van jou emosies te wees nie. Dalk is jy weet, 'n bietjie 'n rollercoaster. Ek wil uit my eie lewe, ek was gemors gewees. 10, 12 jaar terug voor ek tot bekering gekom het, was
my emosies was 'n rollercoaster. Ek het die oggend opgestaan depressed, ek het saans gaan slaap, happy chappy, sommige kere half dronk nog. Sommige oggende het ek swaar opgestaan, 2 ure later anders gevoel, dan alles gevoel, dan verlief op daai een, dan verlief op die een, dan glo ek dit, dan glo ek dat, beïnvloedbaar, hoogs vatbaar vir enige iets wat lyk na plesier, of 'n lekker tyd. En dit was net onstabiel. En die beste van alles is, dis, ek kon vir die hele wêreld eintlik wegsteek, maar ek het binne in myself geweet, jy weet, hier's fout. Hoe ek voel en hoe ek dink, daar's goed nie reg hier nie. En dit het my tyd gevat om te begin eerlik raak met daai ouens rondom my en toe ek dit begin doen, toe is dit net af te rand. Dit is net soos 'n bal wat begin rol, wat momentum het, wat sneeubal wat gaan en ek sien net hierdie massiewe verandering op die ou en van die dag. So ek wil julle almal maak nie saak waar jy is jy weet, jou emosies hoef jy nie slaaf van te wees nie. Jy kan vir die Here sê, Here, ek wil in beheer wees. Ek wil in beheer wees van my emosies. So, 2 waarhede wat ek met julle wil deel. Die eerste een is, almal van ons, kyk na die ouens langs jou, om jou, almal van ons het emosionele wonde. Dus mense wat sit in die klein groepies rondom jou, wat emosionele wonde het. Dit is so, dit is waar. Ek het emosionele wonde. En dan die tweede ding wat waar is emosionele wonde vat langer as fisiese wonde om te genees. 'n Fisiese wond, ek val, my vel is af, is nerf af, daar kom 'n roofie 2-3 dae later, die roof raak droog en val af, my vel herstel, dis asof niks gebeur het, binne 2-3 weke is ek weer normaal. Maar 'n emosionele wond vat soms tyd. Dit vat tyd en die ding van emosionele wonde is, ons kan dit nie sien nie. Jy weet, 'n fisiese wond kan ons sien. Yes, okay, hier my toon is stikken. Ek moet 'n pleister opplak, ek moet hom ontsmet, jy weet, daar's infeksie, wat ook al. Maar emosionele wonde kan ons soms nie sien en ek bid regtig dat in hierdie sessie jy sal bewus raak van goed wat jou seer gemaak het. Van goed wat jy nog gaan vashou en die beste ding is dat jy kan vrykom van dit. Jy kan vrykom van daai gevoelens en ek wil hierdie waarhede met julle deel. So 5 goed wat vir jou emosionele genesing sal bring. As jy emosioneel gesond is, gaan jy nie elke emosie volg nie en gaan jy jou emosies kan bestuur. Dis hoekom ons praat hieroor. So as jy emosioneel gesond is, dis uitgesorteer, dis stabiel, dan volg jy nie meer elke tweede ding wat jy voel en glo nie en jy kan gesonde besluite neem. So die eerste ding vir emosionele genesing is, en ek gaan dit in Engels sê want hulle almal begin met 'n R en dis 'n akroniem en julle gaan dit onthou, is I must reveal my hurt. Ek moet erken dat ek seer is. Die eerste ding wat moet gebeur is dat jy moet sê, hoorie, daar's areas wat nie reg is nie. Daar's areas wat seer is en ek wil dit erken. En vir die ouens, ons dink dit is sag om te erken dat ons seer gemaak is. Inteendeel ouens, ek dink dit is een van die manlikste goed om te doen, is om te sê, hoorie, ek het seer gekry. Die manier hoe jy my hanteer, het my seer gemaak. Jy gaan in elk geval moet leer eendag met jou vrou, want sy gaan vir jou bombardeer met haar gevoelens, en as jy nie leer om emosioneel te wees nie, gaan jy haar heeltemal mis. So, ek moet kan sê, ek het seer gekry, daar's iets wat my seer gemaak het. So, ek wil vir julle skrif, Psalm 39, 2-3. Nou, een van die manlikste mans, meisies, julle sal dalk met my saamstem, in die Bybel is vir my Dawid. Dawid, een van die beste krygsmanne, vegters wat daar was, man alleen, jy weet, Goliath doodgemaak, leeu verskeer, ek weet nie, want laas een van julle 'n leeu se kakebeen opgeskeer, die ouens, as jy het, kom sien my, het sal graag jou hand wil skud, beer doodgemaak, het sy skape wil aanval, terwyl hy nog jonger as 16 was. Ek weet nie of al sulke oukies al buite is, ek dink deesdae, jy weet, in hierdie groot skole mag daar dalk so freak of nature wees, wat 'n beer kan opskeer, en proteïene en steroids begin suig het op 7, en sy pappa het gedink, jy weet, Springbok voor hy vir jou, dalk is hulle daar buite, maar dis die tipe ou wat Dawid is, maar aan die ander kant van hom is hy iemand wat lief is vir die Here se teenwoordigheid, 'n ou wat dans voor 'n hele nasie, nie skaam is daaroor nie, ouens is vir my intens, is net om vir my eie kerk te dans,
ek kan dit nie indink nie. 'n ou wat 'n harp musiekinstrumente speel wat as jy die psalms lees so bewus is van sy emosionele toestand. So bewus van hoe hy voel, hoe hy is, waar hy is. En dis een van die enigste ouens wat God sê, hierdie is 'n man na my eie hart. Hy is 'n man, hy doen nie manlike dinge, maar emosioneel is hy daar. En Dawid sê die volgende, hy sê, I kept very quiet, but I became even more upset. Hy sê, ek het nie my hurt reveal nie. I kept quiet, but I became even more upset. I became very angry inside, and as I thought about it, my anger burned. Weet jy of julle besef, dit by julle ook so is, maar as iemand my seer gemaak het, dan begin ek hierdie saak in my kop teen hom te bou. En jy weet, ek sien al hoe ek hom uitsorteer, en ook hoe ek vir hom sleg sê, en jy weet, en ek weet julle dink, dominees, pastore, doen nie seker goed nie, maar hey, dit gebeur soms. So, dis wat Dawid sê, hy sê, my anger burned inside. Hoor gou hierdie stelling wat ek gelees het. Revealing your feeling, het rym, revealing your feeling is the beginning of healing. Revealing your feeling is the beginning of healing. Nou, vir wie moet ek my gevoel wys? Vir wie moet ek dit wys? Daar's drie mense. Eerstens moet jy dit aan jouself erken. Hulle sê, die Nile is nie net 'n rivier in Egipte nie, denial is ook 'n realiteit. So moenie dat denial 'n rivier in Egipte in jou lewe is nie, wees nie. Denial beteken ek sê daar's niks fout nie. Daar's niks fout met my nie. As jy eerlik is met jouself en sê hoor jy, daar is dalk hier en daar emosionele wonde, ek wil eerlik wees oor. Aan jouself. Tweedens, erken dit aan God. En derdens, kies een persoon wat jy vertrou om dit mee te deel. Hoekom is dit belangrik? Dis belangrik dat ons in die lig wandel oor goed. Die skrif praat baie keer daarvan dat as ons in die lig wandel, is ons vry, daar's vryheid betrokke. En die krag van sonde en van seer is soms in die feit dat dit in die geheim is. Die bevrydendste ding vir mense wat al aangerand is in die verlede, wat gemolesteer is die feit dat hulle dit in die lig bring. Begin praat daaroor. Dit is eerlik oor. Sê, hey, dit het met my gebeur. Ek wil eerlik wees daaroor. Ek wil begin praat daaroor. Dan begin daar 'n genesingsproses. So reveal your hurt. Kyk wat sê Dawid nog. Hy sê, when I kept things to myself, I felt weak deep inside me. I moaned all day long. Hy sê, hey, ek begin kla. Ek het swak gevoel aan die binnekant van my. Psalm 32 vers 3. Sê hy dit. Nou hoekom, dis vir my interessant, hoekom, want ek doen dit ook, hoekom sal ons eerder iets vir onsself hou? Ek dink die antwoord tot dit is eenvoudig, ons is skaam oor. Ons is skaam oor wat ons gedoen het, of wat met ons gebeur het. En daai skaamte is een van die goed wat die vyand die kragtigste gebruik, om te keer dat ons in die lig wandel, en dat ons emosionele genesing kry. So oorwin jou skaamte, sê iemand, vertrou iemand, jy hoef nie vir almal te sê nie, kies iemand wat jy vertrou, en laat God 'n genesingsproses in jou lewe begin. Reveal my hurt. Die tweede ene is release those who have hurt me. Dalk sê jy, Gili, dis maklik vir jou om te sê, jy sit hier op 'n bank, ken jou nie, weet jy wie jy is nie, jy weet nie wat mense aan my gedoen het nie, ek weet nie. Ek weet nie wat mense aan jou gedoen het nie, ek wil nie sê vandag dat mense eers dit verdien om vergewe te word nie. Niemand verdien om vergifnis te ontvang nie. Maar ek wil wel vir jou sê wat ek sien skrif sê, en wat skrif sê is dat onvergifnis een van die goed is wat ons hart die hardste maak en wat veroorsaak dat ons in die tronk sit en nie iemand anders nie. Ons dink soms, yes, as ek hierdie ou nie vergewe nie, dan kry ek in 'n manier my wraak, maar jy is 'n gevangene as jy met onvergifnis sit. Jy is die enigste een wat swaar kry daardeur. Die ander persoon doen nie, hy weet nie eers jy is kwaad nie. Daar's mense wat kwaad is vir mense wat al dood is. Dit help jou absoluut niks. So ons moet leer om mense te vergewe. En soos ek sê, dalk sê vir my, Gili, hierdie ouens verdien dit nie. Hierdie girl, jy weet nie wat sy my gedoen, sy verdien dit nie. Jy verdien nie die vergifnis van Jesus nie. Ek verdien nie die vergifnis van Jesus nie. Maar hy het ons vergewe. Selfs voordat ons hom nog gekies het, terwyl ons nog sondaars was, sê skrif, het hy vir ons gesterf, het ons doodgaan, en hy het vir ons moontlik gemaak om in sy vergifnis te stap. Of ons dit wil hê of nie, is 'n ander storie. Maar God het ons vergewe,
en besluit om 'n daad te doen wat betaal vir ons vergifnis, voordat ons dit van hom gevra het, voordat ons enigiets vir hom gedoen het. So, as daai vergifnis van God vir jou lewe waar is, dan sê Skrif baie duidelik, jy het nie 'n keuse nie. Jy het, Matteus sê, skryf Jesus, hy sê, weet jy wat, as jy 'n offer bring van aanbidding aan my toe, en jy het iets in jou hart teenoor jou broer, los daai ding, daai offer net daar en gaan maak dit reg. Dit sê, dis die enigste plek waar God sê, los wat jy vir my wil bring, los jou aanbidding, los jou gebed, los jou Bybellees, los alles, en gaan maak daai situasie reg. Gaan vergewe, of besluit om te vergewe, sodat daar genesing kan plaasvind. Release those who have hurt me. Ephesians 4 vers 31 tot 32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Romeine 12:17 tot 19. Never pay back evil for evil. Dis moeilik vir ons wil vengeance vat. Never avenge yourselves. Leave that to God, for He has said that He will repay those who deserve it. Don't take the law into your own hands. Dis een van die moeilikste goed is vir ons om terug te staan en te sê, Here, ons gee hierdie situasie in U hande oor. U is regverdig. Vertrou U en ek vertrou U sal straf as al moet straf uitgedeel word. Ek vertrou U sal oordeel as al moet oordeel uitgedeel word. Ek vertrou hierdie situasie in U hande. Ek gaan wegstap en vergewe. Dis vir my een van die tekens van iemand wat regtig 'n omkeer in 'n lewe gemaak het. Ek kan gewoonlik sien mense wat so al regtig die Here begin ervaar en bekering ervaar en die Here se teenwoordigheid ervaar, gaan gewoonlik terug na mense in hulle verlede toe en begin jammer sê. Begin jammer sê vir goed wat hulle gedoen het. Hulle begin vergewe mense wat goed aan hulle gedoen het. Release those who have hurt me. Dis die tweede. En die derde ene is wat moet ek doen vir emosionele gesondheid? Is replace old lies with God's truth. Dit het ons verlede week eintlik gesê is, vervang leuns met God se waarheid. Die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur die woord van God. Dis as daar 'n spesifieke area is waar jy 'n leuen glo, dan moet jy daai leuen vat en jy moet gaan kyk, wat sê Skrif oor dit? Wat sê Skrif oor my identiteit? Wat sê Skrif oor hoe God oor my voel? Wat sê Skrif oor God se plan vir my lewe? Wat sê Skrif oor die dood? Wat sê Skrif oor vrees? Wat dit ook al is, vat daai leuen, bring dit na die Here, sê Here, ek wil dit vervang met U waarheid. En elke keer as daai leuen begin registreer in jou kop en in jou gedagtes, dan begin verklaar jy God se waarheid. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sê hardop daai skrif wat jy glo. Praat hardop. Sê, Lord, you've not given me a spirit of fear. As jy vreesbevange is en seker soos, you've not given me a spirit of fear, but of power, love and of a sound mind. Soos wat jy begin sê, oor en oor hardop, gaan jy dit begin glo. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Begin verklaar die woord van God oor jou lewe. Veral oor areas in jou lewe waar jy nie deurbraak sien nie, waar jy weet jy leuns glo. En die ding van leuns is baie keer so naby aan die waarheid. Jy weet, ons sê altyd, hoe maak 'n mens 'n rotgif? Jy sit 98% goed in wat 'n rot wil eet. En jy sit 2% gif in en daai 2% gif maak hom dood. 'n Leuen werk net so. Dis 98% van goed wat waar is, maar 2% is so klein bietjie. 2% is nie waarheid nie. En dis hoekom dit soms moeilik is om te onderskei tussen leuns en waarheid. Maar ek vertrou die Here gaan julle help om leuns wat veroorsaak dat julle emosioneel nie genesing kry en te kan herken. En te kan sê, Here, ek wil hierdie leuen vervang met 'n waarheid, want U woord is vir my waarheid. Die ander ding is ons gevoelens volg wat ons dink. Dis nie andersom nie. Dis nie wat jy dink en dan voel jy nie. Dit is jou gevoel word bepaal deur wat jy dink. So as jy wat jy dink verander, gaan verander wat jy voel. En dit is hoekom 'n leuen verander in 'n waarheid so belangrik is. Die vierde ene is refocus on the future. Refocus on the future. Hoor gou wat sê Job se een van sy vriende vir hom. Hulle sê vir hom die volgende: Put your heart right. Job 11 vers 13 tot 16. Put your heart right. Reach out to God. Face the world again, firm and courageous. Then all your troubles will fade from your memory like floods that are past and remembered no more.
Put your heart right. Reach out to God. Face the world again. Kyk vorentoe, Job, het iets verskrikliks met jou gebeur, jou vrou is dood, jou 10 kinders is dood, jou plaas het afgebrand, alles. God het toegelaat dat die vyand alles by jou steel, maar fokus vorentoe. En ons weet dat God getrou is, hy het vir Job 2 keer teruggegee wat die vyand van hom gesteel het. En God het vir die vyand gesê, jy kan alles vat behalwe sy lewe. God het vir hom 2 keer meer teruggegee as wat hy ooit gehad het, want hy het vorentoe gefokus. Hy het besluit om daai goed in die verlede te sit. Sommige van ons moet dit doen. Ons moet sê, jy's dalk slegte goed met ons gebeur. Jy's goed met my seermaak. It's goed gesê, het goed met my gebeur, maar ek wil dit agter my sit. It's in the past. Ek gaan begin vorentoe kyk. Ek gaan begin fokus om 'n lewe te begin bou wat in die toekoms vir my, my gesin, my mense gaan waardevol wees. Kyk wat sê Spreuke 4:25. Look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Die 5de een is vir my 'n getuienis van wanneer jy gesond is. It is reach out to help others. As ons gesond is emosioneel, dan wil ons begin ander mense help. Wel, soms sê dat jy weet 'n sielkundige nodig. So dit is nie in alle gevalle waar nie. Soms wil ons mense help selfs as ons gebroken is. Ek sê nie alle sielkundiges is gebroken nie. Julle verstaan wat ek sê, sielkundiges help en beraad ander. So as ons gesond is emosioneel, dan het ons 'n storie om te vertel. Ons het nou vir 5 weke 'n reeks gehad. Jy kan op YouTube kyk, tel jou story wat ons mense hier gehad het wat famous is, akteurs in Suid-Afrika. En hierdie mense het hulle stories kom vertel en dit was incredible. Dit was incredible om te sien dat jy weet hulle stories nou ander mense begin inspireer. Ons begin hierdie week met 'n reeks en teen die tyd wat julle hierdie video kyk, is ons al in hom met 'n reeks met die naam Comeback. En ek besef net al hoe meer my comeback story beteken vir ander mense hulle comeback story. En dalk is jou story, is al 5 miljoen mense ergens in 'n land wat wag vir jou story. Daar's mense wat genesing gaan kry deur jou story. God wil jou story gebruik. Baie keer kom ons beste bediening uit ons diepste pyn uit. En God gebruik dit wat die slegste was in ons lewens en hy draai dit om. Dis die natuur van God. Hy gebruik iets wat so sleg is, hy draai dit om vir die goed, hy gebruik dit vir sy koninkryk. Hy het nie beplan dat dit met ons moet gebeur nie, hy wil hê dit moet ons gebeur nie. Hy is saam met ons as dit met ons gebeur. Hy is hartseer saam met ons. Hy is daar. Hy kan dit nie keer nie, want hy kan nie vrye keuse wegvat van ons nie. Kan nie vrye wil van mense wegvat, dan kon hy ons 'n robot gemaak het. Dat hy nie vir ons 'n opsie van liefde gegee nie. Maar hy sê, ek gaan hierdie ding vir jou omdraai en ek gaan dit 'n storie maak, sodat jy ander mense kan help, oral oor die wêreld. En ek hoop en bid dit vir julle, dat God julle stories kan omdraai, en dit gaan ander mense kan begin help. So die 5 goed is, reveal your hurt, release those who hurt me, replace old lies with God's truth, refocus on the future, and reach out to help others. Ek wil hê ons moet emosioneel gesond wees. Ons moet God vertrou vir stories wat ander mense se lewens kan aanraak. En ek hoop dat julle selfs vanaand julle stories bietjie met mekaar sal deel en die vrymoedigheid sal hê om julle hart oop te maak vir mekaar. Ek wil bid vir julle net oor julle sê. Here, ons verklaar that you heal the brokenhearted. You are close to the brokenhearted. Here, dat U die een is wat ons emosioneel ons wonde kom genees, Here. Daar's niemand anders wat kan doen nie. En ons kom gee elkeen in elke klein groep wat hierdie video luister vir U en ons sê, Here, dankie vir U genesing. Dankie dat U kom vanaand deur die Gees en dat U kom genesing bring, dat U kom wonde genees. Here, goed wat lank terug gebeur het, dat Heilige Gees U sal wys en dat U sal genees, Jesus. Ons vertrou U en ons is lief vir U in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle, ons sien uit om julle volgende week te sien. Geniet julle besprekings.